baie welkom hier by ons heel eerste episode van Wat Jou Storie. So vir die kykers wat nie weet vir die huis nie, jy is die hoof van kultuur by King Price. Dis korrek, ja, baie dankie Melissa, is lekker om hier te wees, lekker om deel te wees van hulle paneel. Dankie baie. Nee, ek dink ek is baie bly jy het ingestem om ten minste net die ys te breek en 'n baie lekker eerste episode te maak. Maar ek dink ek gaan sommer met die deur in die huis val en vir jou vra, wat is jou storie? Ja, ek het 'n lekker lang of interessante storie. Asseblief deel. En hoe het ek gekom waar ek is vandag, so ja, hoof van kultuur by King Price. Nou so vir die laaste 13, 14 jaar, ons word so 14 jaar oud in Junie. Dis goed. Groot partytjie op pad? Altyd, is elke jaar 'n groot partytjie. So, seker omtrent amper 30 jaar terug. So ver gaan die storie terug. Ek was 'n jeugpastoor, een van die gemeentes in die stad, en Gideon Galloway, ons huidige CEO, is toe 'n jong student gewees. En hy het soos 'n enige jong man, toe hy op universiteit was, het hy so 'n bietjie geswat, probeer swat. Probeer. Toe het hy bier ontdek. En toe het hy agterkom alkohol en studies meng nie lekker nie. Ja. Nie van goed uitgewerk nie. Die beste opsie. Ja, ek dink menige studente het dit wel agtergekom. Ja, ongelukkig. En toe het sy meisie hom gelos en toe het sy werk hom ook gefire, want hy was 'n waiter. Wow. So hy is gefire as 'n waiter, studies nie gemaak nie. Meisie hom gelos. Soos enige jong desperate man gaan hy maar op 'n kerkkamp toe nou. En dis waar ons paadjies toe kry. En blykbaar het ek iets onverantwoordelik gesê soos hier's genoeg potensiaal in hierdie vertrek om die wêreld te verander. En dis die ene wat hy toe nou onthou. Ja. Hy het nou gevoel, maar dis die ding wat hy met sy lewe moet doen. Hy moet eendag die wêreld verander. Jy het nou met hom gepraat op daai oomblik en dis duidelik. Ja. Sy lewe verander toe redelik op die kamp. En toe het hy actually op daai jong ouderdom vir homself gesê, daar's 3 goed wat hy eendag wil doen. Hy wil 'n maatskappy begin wat vir duisende mense werk verskaf, miljoene rande maak en hy wil die geld weggee. En daai het toe 'n klomp jare later begin in werking kom. Toe hy begin vra vir beleggers, die Mergon groep het ingekoop in ons wat een van die grootste filantropiese organisasies in Afrika is. Ja, en daardie storie begin. En nou en in daai stadium toe hy King Price begin, was ek toe 20 jaar in bediening al. En op daai stadium gevoel, weet jy wat, die Here praat met ons duidelik om te bedank en eintlik in die markplein in te gaan en in die markplein net in te gaan te begin werk. En in daai maand kry my en Gideon se paai weer. En hy sê vir my, hoor Jesus, wat doen jy nog? En ek sê toe vir hom, nee, ek het bedank. Einde van die maand is ek op my eie. Wat gaan jy doen? Nee, ek is nog nie seker. Hy sê, wel, jy weet my kom help, want jy destyds gesê, ons van die wêreld verander. Ja, soos jy moet nou deel is van hierdie plan. Like, wat gaan ons nou doen? So as jy my gesê ek gaan vir 'n versekeraar werk, sou ek nooit geglo het nie. Ek kan dink. Gelukkig werk ek nie met die versekering nie, maar vir die mense. Ja, ek dink ook nie daai sal my sterkpunt wees nie. Ja, so my storie is hoe ek hier gekom en toe ek net 'n groot wending daar en vandag primêr in King Price en dan ook vanuit daar uit met hierdie visie om die wêreld 'n beter plek te maak, praat ons met baie organisasies elke jaar hoe om hulle werksplekke 'n beter plek te maak deur werksplek kultuur te skep. Goeie gesonde kultuur te skep. Nee, en ek dink daai is so belangrik. Ons was ook so 'n paar jaar terug op 'n toer by julle gewees en net die impak wat dit gehad het om te sien hoe gelukkig julle mense is en dit is eintlik 'n ding van jy wil werk toe kom. Ons het toe nou self 'n fees en gees komitee gestig in ons afdeling net om te help daarmee net dit regtig lekker vir mense te maak. En ek dink nie werk hoef altyd werk te wees en ons het ruimte om daai goeie kultuur te hê om net ook jy te wees. En ek dink veral vandag se mark wat die ouderdomsgroep wat vandag die werksmark betree, vir hulle is dit 'n verskriklike belangrike ding. Hoe is die atmosfeer waar ek gaan werk? Hoe lyk die plek waar ek gaan werk? Hoe is die mense waar ek gaan werk? So die werksplek kultuur het ons agtergekom is 'n baie groot motiveerder of demotiveerder vir jou mense net pas klaar geswat het en die werksplek wil betree. Nee, dis die ding. Ek wil sommer by jou hoor, wat sal jy sê wat verg 'n gesonde werkplekkultuur en wat is die waarde daarvan op 'n einde van die dag? Ek sou sê in eenvoud goeie verhoudings. Daar moet goeie verhoudings wees. Nou kan ons weer miskien 'n bietjie dieper op dit ingaan en sê wat bou goeie verhoudings en dan gaan ons sê seker goeie kommunikasie, goeie vertroue tussen mense, respek, wederwysige respek tussen mense. So as 'n klomp substrukture wat ons kan aangaan identifiseer, maar ek dink mense wil by 'n plek voel en ek dink een van die groot woorde deesdae wat hulle praat van is psigologiese veilige ruimtes of sielkundige veilige ruimtes. Waar met ander woorde waar mense voel, maar ek voel veilig, ek voel lekker om deel te wees van die span. Dis vir my lekker as ek daar aankom, maak mense my deel. Dis die eerste ding wat die brein vir homself vra. Ja, jy sit nie net by 'n lesenaar en gaan aan met jou dag nie. So my eerste ding is ek wil weet, is ek aanvaar? Maak hulle my deel van die span?
tweede ding, kan ek leer by die span? Is hulle oop om my te leer en oor te dra wat hulle ken? En dan derdens, kan ek 'n bydrae lewer? En dan vierdens, kan ek uitdaag hoe ons dinge doen? En ek wil bietjie my opinies kan op die tafel sit, tipe van ding. So daai veilige sielkundige ruimtes is 'n verskriklike belangrike ding. En ons praat vandag baie met leierskap veral daaroor, hoe vir leierskap om daai ruimte te skep. Ja, want ek dink dit is ook dalk hoekom baie mense weggaan by werksplekke, is hulle voel nie daai veilige ruimte van ek kan my opinie deel, of ek kan 'n idee deel in 'n vergadering of iets, en jy word dadelik stil gemaak, dis net vir 'n sekere vlak mense, so ek dink daai is regtig 'n baie belangrike punt. En dan, wie sal jy sê, wie se verantwoordelikheid is dit om 'n gesonde werkplek kultuur te implementeer? Dis 'n moeilike enetjie, maar hoe kan ons? Ek sê dis is altyd leierskap se verantwoordelikheid, maar dit moet afgewendel word dat dit elke persoon se verantwoordelikheid word. Met ander woorde, as elke individu besef, maar ek dra by tot die werksplekkultuur. Want ek kan die frontappel wees in die span, in die groep. So al is my leier miskien 'n goeie leier, maar ek kom met 'n slegte gesindheid of 'n slegte houding, dan kan ek 'n slegte effek hê op die span. So is altyd leierskap primêr. Leierskap moet daai verantwoordelikheid van sê ek is die leier oor hierdie groep of die span. Hoe gaan ek die atmosfeer skep? Maar eventueel moet dit afwentel na elke liewe individu moet sê, weet jy wat, ek dra by. So ons sê altyd die individu bly die belangrikste bousteen van kultuur. En hy bly altyd die belangrikste bousteen. Want soos mense gaan nog met werksondervindings kom ons agter, jy weet jy baie keer daai voorreg om in 'n span te kom en sien wat is die impak wat een baie positiewe speler op die span kan hê. En dan die slegte ondervinding, ongelukkig om te sien wat kan 'n verskriklike negatiewe persoon ook op 'n span hê. Daai effek wat so 'n persoon op 'n span kan hê. En dink jy dit is moet mens selfintrospeksie doen, of moet jy eers vooraf kyk wat is die kultuur en pas by jou? Want dink jy iemand met byvoorbeeld 'n negatiewe uitkyk, gaan jy hulle kan verander, of wat sal jy sê? Moet mense bietjie daar doen. Ek meen dit, soos jy sê, dit is 'n individu op die einde van die dag, maar die omgewing maak 'n verskil. Dis 'n baie moeilike ding, want niemand sê in 'n onderhoud vir jou. So vertel my 'n bietjie van jouself. Ek's 'n baie negatiewe mens en ek steel al die energie uit die span uit en ek skinder verskriklik. So niemand, hulle is opgelei om die beste moontlike onderhoud vir jou te gee en al die regte antwoorde te gee. So dis baie moeilik. Maar daar is kreatiewe maniere om in die onderhoude te probeer uitvind bietjie, en as ook toets wat mense seker kan doen. Maar ek dink die oomblik as mense agterkom dat hier's 'n persoon in die span wat 'n baie negatiewe atmosfeer inbring, om dit te adresseer. As dit nie adresseer nie, daai siektetjie groei ongelukkig. So mense steek mense aan. Nee, dit is. Ons sê altyd die Genesis 1 beginsel is people reproduce after their own kind. So jy maak meer van wie jy is. En as jy negatief is en jy begin kerm en kla en moan, dan maak jy ander mense negatief. As jy positiewe gesindheid het, dan beïnvloed jy weer die res van die span op 'n positiewe manier. Nee, dit is so waar. Maar ek onthou 'n bietjie van ons toer. Julle het nogal 'n interessante onderhoudsproses. Julle vra nie jou daaglikse wat jou 5 sterkpunte, wat jou 5 swakpunte tipe vra nie. Hoe doen julle dit bietjie anders? Ja, elke afdeling het vryheid om te beweeg, maar ek het in my spesifieke area dat ek byvoorbeeld die eerste aanstelling wat ek gemaak het, destyds het ek vir die persoon gesê, goed, jy kan vinnig deur ons gebou stap, jy kan met enigiemand praat wat jy wil, en dan moet jy vir my vinnig, hier is vir jou rekenaar, jy het 10 minute, dan moet jy vir my 'n aanbieding bou gou, geen internet nie, en vir my kom sê, wat sal jy verander in ons kultuur? En al wat ek wou toets, wat is die energie wat so 'n persoon oorbring? Wat is die helderheid waarmee sy kan kommunikeer? En hoe kan sy onder druk funksioneer? Want ek dink dit is wat ek het geweet, die pos vereis dit. Die pos vereis, jy gaan voor mense staan, jy gaan met moeilike spanne werk, jy moet daai druk kan hanteer, en toe wil ek ook sien, hoe kommunikeer sy, baie vinnig, onder druk, so toe speel ons so 3 rondes, 30 seconds, die kan en daai kan nogal baie van 'n persoon sê, menige Desember vakansie sal vernietig. 'n paar families het op hy praat met mekaar. So ons het, maar wat wil ek sien? Ek wil net sien hoe kommunikeer sy, onder spanning, onder druk, onder spoed, en net sien, kan sy kalm bly, kan sy rustig bly, kan sy goed oorkom. So ek dink as kreatiewe maniere, as ek weet wat die pos spesifiek verlang, en ek dink dis waar ek met bestuurders gewoonlik praat, sal sê, dink baie mooi, wat is die tipe persoon wat jy wil hê, en dan gaan dink jy aan 'n bietjie 'n ander manier. Ons doen ook byvoorbeeld 'n ding wat ons sê, kom doen een dag
kom werk vir een dag in die span. Ja, voor ons jou volledig aanstel, voor ons die finale goedkeuring gee, want ons wil sien hoe werk jy binne in die span, en dan kan ons op so 'n dag ook baie keer soms vir mense allerlei take uitdink, taak wat semi-onmoontlik is. Ja, maar ek meen dit gaan baie vir daai persoon sê dan nou. Presies, om te sien wat doen hulle, hoe tree hulle op, is hulle gesindheid, is hulle vriendelik, en in so 'n hele dag kom die ware klere al so 'n bietjie beter uit. Nee, natuurlik. En ek meen en dan sien hulle ook weer hele kultuur en of hulle daarbey kan inpas. Hulle kan ook besluit na daai dag nie. Hierdie is 'n klomp mal mense wat besig wil werk nie. Ons gaan maar vir 'n ander onderhoud gaan. Nee, ek dink daai is 'n regtig baie goeie antwoord. En dan wat sal jy sê is 'n teken van 'n ongesonde werksplekkultuur? Ek dink een van die woorde wat ek die meeste hoor as jy met kort onderhoude met mense moet sit, is hulle sal sê vrees. Hulle sit met vrees, hulle is bang vir hulle baas, bang om wie hulle rapporteer. En die oomblik as daai vrees goed inkom, is kommunikasielyne word gesny, so ons trek terug, onsekerheid, en weer eens kom dit terug na die leier toe. Hoe lei die leier sy span? En as die leier daai atmosfeer toksiese of 'n disfunksionele kultuur skep, dan gaan mense net nie op hulle beste funksioneer nie. So ja, ek dink vrees en onsekerheid en kommunikasie en die manier hoe korrigeer ek iemand? Hoe wys ek iemand op sy of haar foute? Wat is my styl of my manier? Is dit 'n manier wat mense optel en hulle bemagtig en hulle leer uit as ons 'n fout maak, of is dit ek spring op daai ding en dit raak vreeslik lelik en sleg, want dan sal die hele span onttrek ook. As ek hoef net een persoon in die span sleg te hanteer, dan gaan die hele span gaan terugtrek. Nee, en ek dink veral ek het op universiteit dink ek mens sit en dan dink mens groepwerk is so nodig. Hoekom werk jy in 'n groep en alles? Maar as jy in die werkplek kom, al is dit dan nie julle gaan nou saam 'n taak gaan doen nie, maar daai groepwerk en alles, daai een persoon wat leiding gaan vat, of al is dit nou leierskap wat bietjie hoër op is, dit maak regtig 'n groot verskil, want as jy nie gaan gemaklik voel en alles nie, dan dadelik bring dit die hele span aan. Ek dink mense onderskat daai dinamika. Ek sê altyd vir mense as hulle by ons begin werk die eerste dag, sê ek, hoeveel ander mense dink jy as ek nou weer hierdie pos moet adverteer? Hoeveel ander mense sal ek kan kry wat jou werk sal kan doen? Dan sê hulle, honderde, miskien duisende. Sê ek, presies. So kan ek iemand anders kry wat jou taak, jou funksionele taak elke dag ook kan doen? Ja. So wat maak jou uniek? Dis nie die feit dat jy die werk kan doen nie. Ek kan honderde ander mense kry die dieselfde werk kan doen. Jou gesindheid maak jou uniek, jou vriendelikheid en jou vermoë om saam met die span te werk of in 'n span. Wat is daai wat jy bydra tot die span? Dis wat jou uniek maak, nie jou skill nie. Want daai kan ek honderde ander mense kry wat teen dieselfde sal kan doen. Daai is eintlik so waar, en ek dink mens vergeet daarvan dat ek dink veral nou met, ek weet ek gaan nou bietjie aftopic, maar met AI en alles wat inkom, daar is ander maniere om jou werk te vervang, maar daar is nog steeds iets wat jy bring tot die tafel. Daar's 'n rede hoekom jy gekies is om hierdie pos te doen, en die Here sit jy nog steeds op plekke waar jy moet wees op die einde van die dag, en as jy dit gaan vergeet, dan ek dink dit is ook wel werkplekkultuur jy weer bietjie kan optel, want as jy konstant mense motiveer en daai tipe vrae vra, dan is dit eintlik om hulle konstant te herinner, maar dink daaraan, dit is meer as net 'n werk wat jy doen. Ek sit net so en dink hoeveel kelners Gideon al aangestel het in sy lewe. As hy by 'n restaurant of 'n plek eet en as iemand wat net vriendeliker as hy gemiddeld is, en hy weet al presies wat is hulle salarisse. Hy weet al, hy kan al vir enige kelner sê, luister, ek kan jou dubbel aanbied, jy kan maandag by ons aanmeld. En hy het baie van ons op die span het al 'n oproep gekry van Gideon na, ek sê, hoor jy, begin maandag iemand in jou span. Ek weet nie wat hy gaan doen nie, of sy gaan doen nie, maar hou hom besig vir die volgende 3 maande en kyk waar gaan hy inpas. Want hy het iemand gesien wat sy karakter en sy vriendelikheid aansteeklik is. En ons sê altyd, weet jy kan 'n glimlag hoor oor 'n telefoon. So iemand wat 'n telefoon optel of 'n kliënt bel, jy hoor onmiddellik wat sy persoon se gesindheid en vriendelikheid, en wil hy of moet hy? Ons praat al van daai gesindheid, die wil versus moet. Moet ek of wil ek? En ek dink dis as jy daai wil hoor en daai passie en daai energie hoor, dan hy al menige sulke persone ingebring, en dan ook die hele doel, ek weet die dame wat oor al ons ontvangsdames oorsien, dit is haar hoofdoel is, hoeveel van hulle kan ons ook in die besigheid inkry, en hulle roteer konstant. Sê goed, jy begin by ontvangs, ons wil nie einde van die jaar mee hê nie. Hoe lank gaan dit vir jou vat, dat as jy ergens in 'n span
kan begin intrek. Ja, want ja, dan sit jy ook weer hulle toekoms in hulle hande. Soos jy gee daai boustene dat hulle daar kan uitkom, maar dit hang van hulle af of hulle dit gaan doen. Sure, nee, daai is regtig, ek dink ek moet dalk 'n kelder word om. Nee, ek grap. Ek wil by jou hoor, watse raad sal jy vir jong werkendes gee wat nou die werkplek betree of binnekort? Ons het nou 'n bietjie gesels oor jou gesindheid en alles, maar wat dink jy is een ding wat hulle moet gebruik om daai uniekheid na vore te bring? Ek dink ja, gesindheid is baie hoog. Ek onthou jare terug toe ek begin het iemand was 'n maatskappy, hulle het so 'n stelling gehad, hulle gebruik sê we hire for attitude, we train for skill. Sure. En toe het ek altyd gedink, ja, het klink mooi, maar hoe langer ek met mense werk, hoe waarder 'n persoon met 'n regte gesindheid, met 'n hoorie, ek is bereid om te leer, wys my, leer my, kan op enige plek begin. Ek dink aan 'n vriend vir my wat so ruk terug, hy was CEO van 'n baie groot maatskappy in die stad en hy het altyd vertel, sy heel eerste werk wat hy gekry het was, hy sê hy dink is letterlik een skoonmaker in die gebou wat minder as hy verdien het, maar hy het die heel swakste werk wat daar was gekry. Ja. En hy was heel gekwalifiseerd geweest. Ja. En deur dit het hy toe begin swat terwyl hy daar werk en homself en eventueel het CEO geword van 'n maatskappy met 5000 mense wat aan hom rapporteer. En wat was dit geweest? Gesindheid, positiwiteit, leerbaarheid. Is seker een van die belangrikste ding. Ons praat van 'n learn it all versus 'n know it all gesindheid. Het jy 'n know it all, ek weet alles gesindheid, of ek weet beter as, of ek is slimmer as, of is daar altyd 'n leerbaarheid in iemand? Ek sien dit by mense wat tot op 'n laat ouderdom, as hulle daai gesindheid hou groei nooit op nie. Ja. So wees baie leerbaar, wees baie oop, slaan jou vingers in dit in wat hulle vir jou vandag gee. Ja. Doen dit so goed as wat jy kan. Mense sien gesindheid en daai ekstra myl loop altyd raak. Bestuurders sien dit raak en sê, hoorie, hierdie persoon gaan ver gaan. En hierdie persoon wil net. En ek hoef hulle nooit te smeek vir iets nie. En daai persoon, hulle gaan ver kom. Ja. Dit sien ek hoeveel keer oor en oor, nou dat hy 'n paar jaar weet mense dop hou, dan sien jy, ja, nou hoor jy my, hier's mense wat fantasties gegroei het, net omdat hulle wil en wou en net hulle gesindheid altyd vriendelik en is net maklike mense om mee te werk. Ja. Ek het altyd vir my seuns gesê, if you're nice to people, you'll go through life with less resistance. Oh, if you're not nice, you're going to go through life with much more resistance. So kies jou weerstandsvlak waarteen jy deur die lewe wil gaan. En as jy vriendelik is en jy's goed vir mense en jy help mense en jy's behulpsaam en jy leer, gaan jou weerstand in die lewe net minder wees. Ja, dis eintlik dis regtig baie goeie advies en ek dink een ding wat ek regtig gaan wegvat vandag is daai wil teenoor moed. Ek meen, dit is eintlik net in jou eie dag om die dag te begin met ek moet werk toe gaan, ja, maar ek wil ook werk toe gaan en ek wil 'n sukses daarvan maak en ek wil groei. So ek dink daai is regtig baie goeie advies wat ek wens ek so 'n paar jaar terug ontvang het, ek moet sê. En dink jy dit is ook vir my nogal 'n groot vraag wat ek dink baie jong mense nou het, is om 'n mentor te kry. Is dit belangrik om 'n mentor in die werkplek te hê of hoe sal jy sê? Ek dink dit is. Ek dink dit kan baie help. Ek dink 'n mentor kan vir jou baie ure of maande of jare spaar. Dit net te sê, hoorie, ek het daai selfe foute gemaak. En as jy kan soms sien kom. jy sien dit kom, jy sien dit daai, maar ek dink ek weet nou, ek het dit uitgefigure, jy weet hier op 21 en dan gaan iemand net so sê, hey, wag net so 'n bietjie. Moenie dit doen nie. Ja. En ek dink as jy daai mentor, en jy kan meer as een mentor hê. Dit bedoel nie jy moet 'n permanent of 'n spesifieke life coach of lewensafrigter hê nie. Kies vir jou persone wat jy sien vir verskillende redes. Daar's baie keer iemand wat jy dink, is hierdie ou net die manier wat hy of sy mense hanteer en verhoudings hanteer, wil ek by leer. Hoe hierdie persoon finansies benader, daar wil ek iets oor finansies leer. Wat is nou, jy kry elkeen met hulle sterkpunte waar jy dan wil groei. Kry iemand op 'n sterkpunt, ja, en sê vir jouself, ek kan 3, 4, 5 mentors hê. Ja. En ek wil net so nou en dan by hulle 'n bietjie incheck en hoor wat het jy geleer? Wat se advies sou jy my vandag gee? Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek dat doen? Ja, definitief. Dit gaan jou net baie moeite spaar in die lewe. Ja, nee, ek moet sê ek kan ook nogal vouch vir dit. Baie keer net daai vraag wat jy nie vir jou
werknemer ag jou kollega wil vra nie en dan sê jy gaan hierdie persoon nou dink ek is dom of is dit 'n vraag wat nodig is om te vra maar net om advies te kry en te sê nee, dis regtig nou nie so erg nie. Maar Jan Marno, ek gesels so lekker met jou, maar ons gaan nou by my gunsteling gedeelte van die gesprek kom en dit is my wat's jou antwoord. So ek gaan vir jou 5 blitsvrae vra. So moenie te veel daaroor dink nie, maar jy moet my sê wat is jou either or op hierdie enetjie. Okay, corporate of casual? Casual. Alipad. Is dit das of blazer as jy nou moet? Blazer, nee, dis nie 'n das nie. O, jy nie 'n das mens nie. Ek het my dasse gedra toe ek nog in die bediening was. Ek dink ek's genees daarvan. O ja, nee, ek meen 20 jaar kan dit nogal doen aan 'n mens. Ek sien ek het ook die blazer hierso aan. Okay, kontroversieel, maar 4-dag werksweek of 5-dag werksweek? O, jene. Dis 'n moeilike een. Ja, nou jou mense luister hierso. Ek geniet my werk so baie. Jessie, ek sal gaan vir 4 dae. Is dit? Maar ja, 5de dag gaan my nie pla nie. Ek geniet die werk verskriklik, maar ek dink daar moet 'n bietjie fleksibiliteit wees dan. Maandag of Vrydag af hê? Vrydag. Is dit? Ja, lang naweek voor die naweek. Jy sien ek hou daarvan. 'n bietjie persoonlike admin, maar jy kan nog steeds die res van die naweek rus om te rus. Ja, daar is hy. Nee, daai is goeie advies. Okay. Werk van die huis af of in kantoor? Ja, kantoor. Ek geniet mense. Ja, nee. Al by die mense wees, jy by die huis los, nee, kan Net weer gesels mens by die huis. Ja, my vrou gaan vir my baie werk gee as ek by die huis bly ook. So. Nee, genigte ek stem saam. Kantoor is my ook baie beter. En dan die laaste enetjie, Teams of in-persoon vergaderings? Definitief in persoon. Weer eens. Want ek is hoof van kultuur vir my mense. mense, as ek mense kan sien, Teams sal ons doen as dit my baie tyd kan spaar. Ja. Nou en dan is daar sê Johannesburg vergadering of 'n ver vergadering, vir Kaapstad vergadering, nee, dan gaan ek definitief Teams doen. Ja. Maar hoe ver as moontlik in die kantoor en mense wat by die kantoor is in persoon. En jy gaan hulle baie beter kan oortuig. Definitief. As hy skermpie kan dit nie altyd doen nie. Ag, jy's baie dankie Marno dat ons kon gesels. Ek het dit regtig baie geniet. Ek hoop jy ook. En dan nou kan jy 'n koffietjie verder geniet en dan gesels ons weer. Dankie dat ek hier was. Dankie Marno. Cheers vir eers.